Goeiemôre almal. Dankie dat ons weer hier by julle kan kuier vandag. Dankie vir julle vriendelikheid. Kom ons bid saam. Magtige Hemelse Vader, dankie dat ons hier in U naam vergader kan wees. Dankie dat ons nou lekker kon sing oor U Gees. U Gees wat in ons woon. U Gees wat ons lei en ons leer. En laat U Gees ons lei deur hierdie diens. En laat hierdie boodskap vir U tot eer wees, Here. Maar 'n boodskap wees wat ons sal laat weet waaroor dit gaan. Here, seën ons. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle kyk na die foto wat ons hier op het. En ek sal 'n bietjie praat oor Pinkster, aangesien dit so in die Pinkstertyd ingaan. En ons weet in Handelinge 2 het die Heilige Gees neergedaal in die hemel. En ek gaan net vir ons so enkele verse lees. Uit Handelinge 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Ons het nou 'n lied gesing wat ons sê, vervul ons. Heilige Gees, kom woon in ons. En wanneer dit gebeur, is daar tot sekere goed wat ons ook maar doen in die lewe. Ons kan nie sê, ek is wedergebore, maar ek doen niks daaroor. Ek kan nie sê ek is wedergebore, maar ek vertel vir niemand van Jesus nie. Jesus het tog vir ons in Handelinge 1 vers 4 en 5 sê vir die disippels, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op wat? Wag op die belofte van die Vader af. Hy sê, wat julle van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle
sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. En dan vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Belangrik, julle sal krag ontvang om wat te doen? Om die evangelie te gaan verkondig. Aan wie? Nie net die een of twee wat hier by jou is nie, maar aan die hele wêreld. Wat is die evangelie? En daar is baie verklarings en lang stories oor wat die evangelie is. Maar is eintlik baie eenvoudig. En Paulus skryf vir ons in 1 Korintiërs 15, sy broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Nie sit nie, staan. Waardeur julle ook gered word, as julle wat doen? As julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moes verniet geglo het. Want in die eerste plek, en hier verduidelik hy vir ons, wat is die evangelie? In die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het. En hy het net sy duim uitgesuig nie, hy sê volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Dit is die evangelie, die goeie nuus. Hoeveel van ons gaan vertel vir ander mense van Jesus? Hoeveel van ons bemoedig hulle met hierdie goeie nuus? Jesus het vir jou gesterf. Hy het vir my gesterf. Waarom? Sodat ons ander mense kan bemoedig. Jesus het sy gees vir ons uitgestort. Waarom? Sodat ons krag kan ontvang, want ons kan hierdie dinge nie uit onsself doen. Dis waarom Jesus vir ons sê in Johannes 16 dat dit vir ons voordelig is dat hy weggaan. Met ander woorde, dat hy sterf, dat hy opvaar hemel toe. Want dan kan hy vir ons sy gees stuur. Die gees kan oral wees op dieselfde tyd. Maar Jesus kon op een plek wees op 'n slag. En dit is waarom dit vir ons so belangrik is om die gees in ons te hê. Ons as wedergebore kinders van God ontvang die gees van God in ons. Maar wat doen ons daarmee? Lê dit maar net daar? Of gaan ons vrug dra? Want Jesus sê ook vir ons
Hy is die wynstok, ons is die lote, en ons moet vrug dra. Maar as 'n loot nie meer vrug dra nie, dan word hy afgekap. En hy word in die vuur verbrand. En dit is wanneer ons geestelik dood is. As jy nie geestelik lewendig bly nie, is dit soos 'n plantjie wat daar staan en hy groei nie meer nie. Hy het nie meer voedsel gekry nie. Hy gaan dood. Dan is ons net dieselfde. Ons moet vrug dra. Aan jou vrug sal jy geken word. Maar as daar nie vrug is nie, wat beteken dit? Jakobus is baie duidelik daaroor. Wanneer hy vir ons in Jakobus 2 sê, ons moet daders van die woord wees. Nie net hoorders nie. Hy sê, want 'n hoorder bedrieg homself net. Ek lees vir ons in Jakobus 2, vers 22 tot 24. En word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat in 'n spieël kyk. Hy sien homself, en hy draai om en hy stap weg, en hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Is dit nie hoe baie Christene vandag lyk nie? Hulle sit elke Sondag in die kerk, en wat doen hulle daarna? In hierdie selfde hoofstuk sê Jakobus vir ons, geloof sonder werke beteken niks. Wat help het jy het geloof? Ek glo in Jesus, maar ek doen niks nie. Wat beteken daai geloof? Niks. Jou geloof moet tog sekere aksies uit jou uitlei. Ek kan nie sê, ek is vervul met die Heilige Gees, maar ek hou die evangelie vir myself nie. Nee. Gaan nie werk nie. Ons moet ander mense na die Here toe lei. Dit is tog die opdrag wat Jesus gee. As jy dink aan Matteus 28, vers 19, as ons dink aan Markus 16, vers 15 en 16, gaan en verkondig die evangelie aan al die nasies. Almal. Maak nie saak wat sy kleur en sy taal en wat is nie, ons moet die evangelie gaan verkondig. Ons moet nie stil bly en dit net vir onsself hou nie. Want dan beteken dit niks. Dan is dit net geloof sonder werke. Dan het ons net hoorders geword van die woord, maar ons doen niks daarmee nie. Met die Heilige Gees het dan nou in jou kom woon. Ons het net nou hier gelees of gesing van water wat vloei. Jesus sê vir ons in Johannes 7, en dan gaan dit vir ons lees, vers 37 tot 39.
Op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nee mense, dan gaan die water uit jou uitloop nie. Jesus het dit gesê, van die Gees, die Heilige Gees, wat die sal ontvang, wat in hom glo, soos die Heilige Gees as in jou kom woon, en dan vloei nie strome lewende water uit jou uit nie. Wat beteken dit dan? Die Heilige Gees woon dan nou in jou. Ons kan dit gaan lees op verskeie plekke, wat Paulus het vir ons verduidelik. 1 Korintiërs 3 vers 16, 2 Korintiërs 6 vers 16, 1 Korintiërs 6 vers 19, kan ons lees, die Heilige Gees woon in ons. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Maar wat help het ons die tempel van die Heilige Gees, as daar niks aangaan nie? As daar niks meer aangaan nie. Partykeer gaan die ligte eers nie meer aan nie. Ek kan nie Sondag vir Sondag in die kerk sit en niks daarmee doen nie. As ek 'n boodskap ontvang, moet ek hom gaan deel met ander mense. Dit is tog waaroor dit gaan. Ek moet kerk toe kom om nuwe brandstof te ontvang, nuwe krag te ontvang, om ander mense van Jesus te gaan vertel. En as ons dit nie doen nie, staan ons skuldig voor God. Dan staan ons skuldig voor God. Dan is ons selfsugtig. En dis nie wat die Here wil hê. Die opdrag is dan gaan. Nie gaan sit nie. Gaan. Staan op, trek vir jou gemaklike skoene aan en gaan stap. En daar waar jy stap, praat met mense oor Jesus. Ja, maar dis nie my werk nie. Nee, jy lieg vir jouself. Dis nie net die pastoor of die evangelis of die sendeling se werk nie. Dit is elkeen van ons wat hier in hierdie plek teenwoordig is, se werk om dit te gaan doen. Elkeen. Ja, maar die tyd is nog nie reg nie. Jy lieg. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4 sê, gaan verkondig die evangelie, wanneer? Tydig en ontydig. Daar is nie 'n spesifieke tyd nie. Want as jy en ek gaan wag vir die regte tyd, dan gaan ons dit nooit doen nie. Dan kan ons maar net sowel ons Bybel in die kas gaan bære, en wat help dit? Wat help jou bekering jou dan? Hoor maar, ek is gedoop, en ek het tot bekering gekom. Maar hou dit vir myself. Is dit reg? Wil ek nie sien dat iemand anders ook tot bekering kom nie? Wil ek nie sien dat iemand anders ook leer van Jesus nie? Nee mense, laat ons ophou om selfsugtig te wees aangaande die woord van God. Die Here het vir ons sy woord gegee om wat te doen?
om Sondag na kerk in die bedkassie te sit en om volgende Sondag weer uit te haal? Nee. Om hom te lees asof jou lewe daarvan afhang. Want jou lewe hang af van wat hierin geskryf staan. As jy nie die woord van God ken nie, hoe kan jy sê jy ken vir God? Dis tyd om op te hou kerk speel. Dis tyd om op te hou met swak verskonings. Dis tyd om op te hou met simpel tradisies wat niks werd is nie. Dis tyd om op te staan vir Jesus. Dis tyd om op te hou skaam wees vir Jesus. Want hy sê ook, elkeen wat hom skaam vir Jesus, Jesus gaan hom skaam vir hom voor God. Wil jy hê Jesus moet hom skaam vir jou? Dis 'n tyd om wakker te word. Dis tyd om op te staan, kinders van God. Laat ons weer 'n weermag word vir die Here. 'n Weermag wat nie bang is nie. 'n Weermag wat weet waar is sy krag. En ons krag is in God. Asseblief, asseblief. Ons wil nie hê ander mense moet hel toe gaan eendag nie. Ek en Emma het gisteraand 'n geval gehad waar ons vir 'n ou tannie moes gaan bid. En dit was nie 'n baie lekker ondervinding nie. Want toe ek amen sê, toe blaas daardie tannie haar asem uit. So vinnig kan jy sterf. En as jou saak met God nie reg is nie, waar gaan jy jou oë oopmaak? Dis nie meer tyd verspeel nie. Die tyd stap aan. Tik, tok, tik, tok. Loop die tyd uit. Maak jou saak met God reg. Vandag nog. Nie môre nie, nie oormôre nie, want jy weet nie wanneer is jou tyd nie. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord vanoggend. Ja, Here, dit is nie altyd maklik om oor hierdie dinge te praat nie. Maar U het U Gees vir ons kom gee, om ons te bekragtig, Here, om U woord te gaan verkondig. U sê, U sal op die regte tyd die woord in ons plaas. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons in gehoorsaamheid en in nederigheid voor U kan wees. Here, bekragtig ons waar ons hier uitgaan, om nie selfsugtig te wees nie, Here. Maar as ons hierdie woord aan ander mense ook sal oordra. Hulle ook sal vertel die goeie nuus, want Jesus leef. Ons verlosser lê nie in 'n graf nie. Halleluja. Here, dankie daarvoor. Seën ons wanneer ons hier uitgaan, Here. Maar laat ons getuies wees vir U. Laat ons dapper soldate wees vir U, wat nie sal stil bly nie. En ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.